caught in the streams of life, the pain and the sorrow. Ja, wel, ons is weer terug by mekaar en interessant genoeg, daar is elke keer so iets wat gebeur wat my net terugbring by wat is dit vandag op die Vader se hart wat hy wil deel? Want ek weet, ek moet nou die ander deel van die lering klaarmaak en ek moet deel rondom hierdie hele situasie van die redding. Ons het daarmee begin, ons het daarmee 'n redelike vordering gemaak, maar daar is eerlikwaar 'n paar goed wat ek nie daar moet uitsorteer. En intussen dan gebeur hier iets, en die afgelope week was vir my interessant, en ek met mense te doen gehad, waar die omstandighede op die huidige stadium in die land baie, baie swaar tref. En ek kan verseker sê, dat daar met mense daar buite wees wat, luister, dit is 'n geveg ten bloede. En as 'n sekere manier hoe ons as kinders van God met dit omgang het. Hoe het ons omgang met hierdie probleem? En die manier hoe ons die probleem hanteer is bepalend van die effek daarvan. Ek wil vanmôre vir julle sê, ons as kinders van God het 'n skat. En is 'n onbekende skat. Want niemand het jou vertel van hierdie onbekende skat nie. Nou om daai punt vir julle te illustreer, wil ek hierdie vir julle vertel. Hy is 'n jong seun. En ek baie uitgegaan na 'n plaas toe in Potgietersrus. Seker 3 verskillende plase, en dit was 'n aangetroude familie van ons. En ek het daar gaan skiet en daar geloop, en vir jare het hulle op die plaas beeste gehad. En hulle het mielielande gehad. Maar die interessantheid is, op die plaas het hulle ook die droogtes gehad, en het hulle ook gesukkel met die droogtes, en gesukkel met die vee. Die interessantheid is, tot op 'n sekere stadium, toe raak almal nou 'n bietjie oud, en toe word die plaas verkoop. Raai wat? Hulle het bo op een van die grootste diamantmyne gesit, en dit nooit geweet nie. Dis dieselfde ding met daai sendeling waarvan ek gelees het in Kenia. Hy het daar in 'n klein village gebly in Kenia, en onder die mense bedien. En hulle het so gesukkel met water. Hulle kon nie water kry nie. En dan moet hulle nou die water gaan trek, en het oor 'n afstand loop, en hierdie ou sendelinge toe gegaan, en hy daar gebid. En toe wys die Here vir hom, waar is die water? Binne in hierdie stad. Noodloos om te sê, hy vat toe 'n pik en graaf, en hy grawe tot hy by die water kom. Hoor mooi, daar's 'n skat, wat in ons teenwoordigheid is, maar dit is 'n onbekende skat. Nou hoekom verwys ek daarna as 'n skat? Want jy sien, jy moet die skat vind. Maar ons dink die skat wat ons vind, het iets anders. Dis of 'n genesing, of dit is finansies, of dit is 'n oplossing van 'n verhouding. Weet julle wat? Dis alles gesetel in Christus. Alles is daarin gesetel. Die dag as jy Jesus vind, want jy alles gevind wat jy eintlik nodig het. Ons weet dit nie, want ons sien hom nie as die skat nie. Hy was iemand wat gekom het, en hy het aan 'n kruis gehang, en hy het vir ons sonde betaal, en ons het hom nou aangeneem, en nou is ons sonde weg. Hoor mooi, hy is die skat. Jesus is die skat. Wat is die probleem? Niemand het ooit vir jou vertel van die feit
dat Jesus baie meer aan die kruis gedoen het, as om net te sterf. En om net te sterf vir jou sonde. Dis een aspek. Maar inderdaad is dit 'n groter aspek, groter omvattende aspek in jou lewe. Maar waarom sukkel ons dan om by hierdie skat uit te kom? Waarom sukkel ons dan om dit te verstaan? Want Satan hou ons besig. Wat moet eintlik gebeur? Wat is die oplossing van die ding? Ek gaan by die oplossing kom en duidelik het daaroor deel. Maar weet jy wat? Jy moet stil word. Maar hy moet alles in sy vermoë doen om die kontak tussen jou en Jesus te verbreek, want die oplossing lê in daai kontak. En omdat ons nie die kontak maak met Jesus nie, omdat ons nie in daai kontak inskakel nie, ons is eintlik besig om ons eie ding te doen. Ons is eintlik besig om ons eie oplossing te kry. Ons is eintlik besig om ons eie patroon te vorm. En dit is waarvoor ons versigtig moet wees. Want die hele aspek gaan rondom hom. So ja, miskien is jou tyd met hom bot. Miskien is dit dig en jy weet nie eers presies waarmee is hy besig nie. Ek verstaan dit, ek hoor dit. Maar weet jy wat? Ons moet net rustig wees. Waaroor gaan dit? Hierdie kontak met Christus is 'n baie belangrike ding. Waarom? Want daai kontak met hom baar die oplossing in God se hart. Want hy het vir jou 'n oplossing. Te midde van hierdie druk in jou lewe, te midde van al hierdie goed in jou lewe, alles wat jy deurgaan. Die dilemma is die volgende. Ons reageer nie in die gees nie, ons reageer in die vlees. Satan wil hê dat ons in die vlees moet reageer. Jy moet baie mooi luister hier. So wanneer ons in hierdie druk ingaan, en wanneer ons in hierdie verhouding inkom, en daar is 'n probleemverhouding met my man, en daar is 'n probleemverhouding met my geld, en daar is 'n probleemverhouding waar ek staan, en ek weet nie waar ek die einde van die maand se huur gaan betaal nie. Weet net, daar is 'n skat reg langs jou. Maar jy moet met hom kontak maak. Satan gaan dit ten alle koste keer. Satan gaan ten alle koste probeer om daai kontak wat jy moet maak uit te sorteer. So waaroor gaan dit? Ek onthou van kindsdae af het ons altyd gepraat oor die saaier. En ek wil net teruggaan na die saaier toe. Ek lees hom uit die Engels uit. En vir die van julle wat nie daarvan hou nie, sit oorfone op en kry vir die Afrikaanse Bybel. Maar hoor net mooi, baie belangrik. Ek wil maar bly by die Engels. Ek wil lees uit Markus 4 uit. En die saaier se storie waar hy kom en vir ons verduidelik. Nou, ons het die saaier altyd gelees op die basis dat is die evangelie wat gesaai word. Ons loop en iemand is besig, die sendeling is besig om die woord van God uit te deel. Hy is besig om die woord van God te bring. Goed. Nou verduidelik ons presies waar die saad geval het, en ons die hele storie, en hoe dit plaasgevind het, ensovoorts. Maar nou moet julle kyk. Nou wil ek van vers 14 af vir julle lees. The sower sows the word. Let op, dis 'n hoofletter W. Nou wanneer hy met 'n hoofletter gespel word, dan moet ons versigtig wees. Dit beteken the sower
wie dit ook al mag wees, hy is die saaier, wat uitgaan om die woord te saai. Daardie woord in die Grieks is rema. Met ander woorde, die gesproke woord van God word gesaai. Dis nie net die evangelie nie. Dis die woord wat jy nodig het vir die oplossing in jou. Nou kyk nou wat gebeur. Nou val het op die pad wat hard is. Dis 'n verharde hart. 'n Verharde hart word veroorsaak deur die feit dat ek my vasmaak in die omstandighede om my en die heeltyd vir my vertel hoe sleg dit gaan. Want dis die verharde hart. Let op na vers 16, ek lees die ou Amplified uit. And in the same way, the ones sown upon stony ground are those who, when they hear the word, at once received and accepted. And they have no real root in themselves, and so they endure for a little while, and when trouble or persecution arises on account of the word, weer letter W, they immediately are offended. Weet julle wat beteken dit? Die aspekte van die wêreld wat in jou hart kom lê soos klippe. Die omstandighede in jou wêreld, daar waar jy loop, let op, kom lê by jou soos klippe en nou kan die woord nie wortel skiet nie. Hoor die verskil, die woord kan nie wortel skiet nie, so hy kan nie groei nie. Baie belangrik. And the ones, kyk in vers 18, and the ones sown among the thorns are others who hear the word. Then the cares, anxieties of the world, and destructions of the age, and the pleasure and delight, and false glamour, and deceitfulness of riches, dan gaan hy aan, and it becomes fruitless. Waar ons hierdie seer in ons lewe het, waar ons hierdie onvergifnis in ons lewe het, waar ons hierdie hardheid in ons lewe het, kan die woord nie groei nie. Maar daar in ons lewe, waar ons onsself toegooi onder die omstandighede, en ons loop met al die sorge van die wêreld, skiet hy saad, maar hy dra nie vrug nie. En vrug dra is beantwoording van gebed. So al kom die woord na jou toe, en die woord word met jou gedeel. So waar lê die probleem? Die wêreld om ons. Ons is vasgesluit in die wêreld om ons, want waaroor gaan het? Ons kom nie uit by ons skat nie. Wat ons in ons lewens doen, word deur die wêreld doodgedruk. En dis waar die vermoeidheid vandaan kom, en dis waar die probleme vandaan kom. So, waaroor staan ons? Dis maar bottenstil. Sukkel om te hoor. Ek weet nie eers is 'n skat nie. Ek weet nie eers daar is so iets nie. Ek wil vir julle sê, daar's 'n oplossing. En die oplossing is, vind die diamante. Die oplossing is, weet jy wat, grawe 'n put. En vind God. Broer, ek hoor, jy's gered. Broer, ek hoor, jy gaan elke Sondag kerk toe. Dis glad nie waarvan jy anti-praat nie. Glad nie. Jesus het gesterf, dat daar 'n kontak tussen ons en God ontstaan. Jesus het gesterf, dat daar 'n verbintenis kom. Ek wil kom en vir jou sê, ons moet daai kontak hê. Ons moet daai verbintenis hê. Kom ek probeer dit vir jou anders stel. Kom ek probeer dit op 'n ander manier duidelik maak. Ek sit en ek praat met 'n broer van my. Ek sê vir hom, luister, hierdie Bybel, dink jy dis waar? Dink jy hierdie boek is waar? Jy moet daar rustig in jou voorhuis sit
jy kan eintlik nie die woord vooruit gebruik nie, ek dink nie die jeug ken dit nie. Jy sit by jou sitkamer. En ek vra jou, kyk aan jou hart, is dit vir jou waar? Of is dit net 'n boek? Is dit net 'n boek van 'n klomp ou mense wat 1000 jaar gelede geleef het? Nou kan jy vir my sê, man, ek weet wat is die regte antwoord, maar vir my is dit nie waar nie, want ek sien dit nie. Vir my is dit nie reg nie, dis nie waar nie, want dis nie hier om my nie. Die Bybel sê, jy is geseënd in menige plekke, maar weet jy wat, nee, ek het nog nie my karpaaiement betaal nie. Wat ons moet 'n begrip hê, is die onderskeid tussen fisiese dimensie en die geestelike dimensie. En die skat wat jy in jou lewe het, ontsluit vir jou die geestesdimensie. Sonder daai skat, het jy niks. So as ek nou praat van geestdimensie en die fisiese dimensie, dan kom sit ek en ek sê vir jou, verstaan jy dit? Verstaan jy dat daar 2 dimensies is? So as jy vir my sê, nee, jy verstaan dit nie, dan moet ons 'n bietjie daar gesels, want daar's definitief 2 dimensies. Daar's 'n dimensie wat in gees opereer, dis waar God die Vader is, dis waar Jesus is, en die Heilige Gees, en die engele, en die demone. Daar's definitief demone. En hulle is definitief aktief. En dan het ons die fisiese dimensie, waar ons hier op aarde leef, wat ons met ons sintuie kontak maak met die aarde. Maar dis eintlik ons wat leef, wat reeds in geesdimensie plaasgevind het. Met ander woorde, hierdie boek beslaan die wese van God. Met ander woorde, die boek verduidelik vir ons eintlik wat weggelê is in die geesdimensie. En daarom het ons nodig dat dit wat vir ons bestem is en weggelê is in geesdimensie getransporteer word in die fisiese dimensie in, en dit doen jy deur geloof. En die outeur van geloof is die Heilige Gees. Maar die basis van daardie transformasie of daardie transformering is my intimiteit en kontak met Christus in die Heilige Gees. So as jy nou daarna kyk en gaan dan sê nou, maar wat sê jy nou vir my eintlik? Ek kom nou by die hoe. Ek wil vir jou een ding sê. Jy moet leer om stil te word. 3 tablette, 1 keer 'n dag. Die eerste tablet, jy moet stil word. Word jy stil? Word jy stil voor hom? Weet jy wat dit is? Dis waarom ek baie graag met jou daaroor wil praat. Ek wil met jou verduidelik wat ons daarna kyk. Dan, jy moet saam met hom wandel. Die Bybel praat van to abide in Christ. Weet jy hoe belangrik is die woord abide? Dis kardinaal van belang. So tweede tablet is, ek moet abide. Ek moet in Christus abide. Dis my wandel in hom. Die derde tablet is, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe werk gebedslewe vir jou? Hoe lyk hierdie gebedslewe? Weet julle wat? As ons begin om hierdie 3 instrumente toe te pas, as ons begin om hierdie 3 oplossings te verstaan en toe te pas, gaan ons uitkom met die skat. Gaan ons leer hoe om kontak te maak met Jesus, sodat hy vir ons kan wys waarmee is hy besig, sodat ons aan sy voete kan sit. En as ons daar aan sy voete sit, dan maak hy dit vir ons oop. Want waarom? Dit wat uit God se hart gebore word, oorwin die wêreld.
En wat is ons probleem? Die wêreld wat ons harte dooddruk. Die wêreld wat ons harte verhard. Die wêreld wat maak dat die woord wat God in jou lewe wil insaai, eintlik verdring word en doodgemaak word. So daarom moet ons sit en met mekaar praat. Maar in dit wil ek vir jou sê, dis baie belangrik dat julle dit verstaan. In die druk, in die middel van hierdie drukgang, in die middel van hierdie probleme waarmee jy sit, in die middel van waaroor dit gaan, wesenlik belangrik. Ons moet verstaan waarmee God besig is. Ek het so ruk, het ek vanmôre verwys, toe ons hier sit te gesels, toe verwys ek na hierdie incident wat ek gehad het. Ek het daar in Hoopstad bedien, jare terug. Hierdie boere my genooi om met hulle te kom praat. En ek was toe na hierdie plaas toe gegaan, daar in die buitekamer, dat ek my intrek geneem in die middag, so dat ek besluit, weet jy wat, ek moet nou vanaand moet ek bedien, so ek gaan 'n bietjie 'n draai loop, en ek het so 'n draai by die plaas geloop, bietjie seker weier is wat ek kon, en toe kom ek by die land af met hierdie groen, so groen. Nou die boere wat luister, of as daar boere is wat nou luister, nou kan julle maar gaan koffie maak, want dit weet julle lankal. Maar kom ek vertel jou, maar ek kom op hierdie land af, en is so mooi groen gras, dit lyk soos, jy weet, loemete wat opskiet van kokoeiegras. Jy weet, as dit nou in my tuin was, het ek het gesny, sodat dit nou grasperk kan word, maar, okay, so groen was dit. En ek het nou daar gestaan en kyk en toch, wonder waarmee is hy nou besig, en wat is hierdie goed wat hier is, en hier hou die boer te stil. Sê my, nou as jy hier rond staan, ek sê, nee, kyk maar net so, en uit die blauw tyd begin die boer vir my vertel, dis koring. Nou vertel hy vir my vir koring, ek was gefascineerd. En nou vertel hy my, hoe lyk dit? Hy sê vir my, kyk hierdie plantjies is nou geplant. En hy vertel my, hoe hierdie koring strek. Nou wat gebeur, is die volgende, wanneer die koring geplant word, dan gooi hulle water. Nou stoot hulle die water. Hulle staan op in siklusse, staan die mense en die werkers op, om die lande en die te onder besproeiing te hou. En dan hou hy die plantjie dop. En wanneer daai plantjie 'n penwortel, daai saadjie 'n penwortel begin stoot, en daai wortel is omtrent so lank, dan vat hy die water en hy trek die water weg. Want hy sê vir my, hy moet die saadjie se penwortel in die grond kry, want dit is die anker van die plant. En dan trek hy die water weg. En die oomblik wat hy die water onttrek, dan begin die saadjie net onder die grond, sulke fyn haarworteltjies uitgroei. En dan hou hy hulle dop tot hulle op die regte punt is, want daai worteltjies, daai fyn haarwortels wat onder die grond vorm, dit is die wortels wat die vrug van die plant laat groei. Nou daar het my nou van een gewys wat op 'n ander plek was, maar dis 'n koringplant, so hy stoot in die middel vir ons plaas, vir ons dorpsjapies wat nie verstaan hoe dit werk nie, maar in die middel van hierdie plant begin hy dan so 'n suil uitstoot, so dit lyk soos 'n loop wat hy uitstoot, en dis waar al die koringkorrels sit. En die klein fyn worteltjies voed daai koring, voed daai suil, en dis wat die plant stabiel hou. En dan kan hy die water weer terugbring. Ek kan jou verseker, in baie van julle omstandighede, het die Vader gekom en 'n saadjie in jou hart gesit. Hy het net iets vir jou gewys, hy het jou opgewonde gemaak oor iets. Dit is soos wanneer jy 'n suikerklont onder 'n perd se tong insit. Want hy wil jou net wys, hy is so gierig, dat jy net moet weet waarmee hy besig is. En nou sit hy hierdie suikerklont onder jou tong, dat jy net weet. En ewe skielik,
is daai lekker weg. O, ek het nou alles verloor. Nee, hy is net besig om jou te strek. Daai saadjie, daai begeerte, daai ding wat God in jou lewe bewerk het, is besig om 'n penwortel te skiet. Neem kennis dat God is nou besig om jou te kry om sy wortels te groei. En hier is die kern, as jy verkeerd reageer, gaan ons die land omploeg. Krause, maar hoe moet ek dan reageer? Maak tyd om stil te word. Sorg dat jy abide. En kyk met groot noukeurigheid na jou gebedslewe. Want daai 3 aspekte is die water wat gespuit word op die haarwortels. Want God is besig om jou voor te berei om die vrug te dra. Dan kyk jy en sê, maar wat 'n vrug is dit? Kom ek lees vir jou net so voor ons hierdie episode moet afsluit. Ek wil vir julle lees uit Johannes 15. In Johannes 15 gebruik Jesus die voorbeeld van die rank van 'n druiwestok wat in die stok vasgemaak is. Maar kyk wat sê hy. Dwell in me. Abide in me. Daar is ons weer terug. Sien jy? Abide in me and I will abide in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in the vine, neither can you bear fruit unless you abide in him. Nou is jy natuurlik moet wag tot in die volgende keer, ek weet nie hoe lank dit nou gaan vat nie, maar dis abide. Maar baie belangrik. Want jy sien, ons lees dit en ons verstaan dit nie. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me, and I in him, bears much fruit. Stop. Wat 'n vrug is hy? Nee. Dis nou liefde en joy and peace and goodness and kindness and long. Regtig? Want daai is die vrug van die gees. Hier is die vrug van die verhouding. Groot verskil. Let op net hier. If a person does not dwell in me, he is thrown out. Vers 7, if you live in me and abide vitally, my words remain in you and continue to live in your hearts. Ask whatever you will, and it shall be done for you. Nou bring hy gebed in. Vers 8, when you bear much fruit, my Father is honored. Weet julle wat is dit? Beantwoorde gebed. Wat is hier die hele les van Johannes 15? Julle moet vrug dra, maar julle moet geanker wees in my. Julle moet geanker wees in Jesus Christus, sodat dit deur jou kan vloei, sodat die gebed wat jy bid, beantwoord word. Word stil. Abide in hom, en kry 'n aktiewe gebedslewe. En kyk die vrug. Kyk die vrug wat die Vader behaag. So glo ek, is 'n suiwer woord wat jy kan dra vir hierdie week. En 'n bietjie kyk daarna, en dan gaan ons 'n bietjie stil staan by daai 3 aspekte. Doen alles wat jy doen, geniet dit. Come to the fountain, dip your heart in the stream.